Liewe gemeente, ons is besig met die woestynreeks. Ons kyk na lesse uit die woestyn uit. Israel se uittog uit Egipte uit, wat God met hulle gedoen het. En ek wil daar aansluit vandag, maar ek wil vandag, ons het 'n verkorte diens, ek gaan nie so baie van jou tyd vat nie, maar ek wil vandag uit die hart uitpraat met goeders wat vir my 'n groot verskil gemaak het oor een of ander konsep. So ons is by die berg nog steeds. Israel het by die berg aangekom, is by die berg van God, Horeb, wat 'n massiewe simbool is in die Bybel. Reg deur die Bybel verwys hulle terug na die berg van God toe. Wie kan teen die berg van God uitklim? Net hy wie rein van hande en skoon van hart is, mag teen die berg van God uitklim. So die berg van God, laasweek het ons stilgestaan en sê, wat is die simbool? Waarom die simbool? Bly God op bergtoppe, hou hy van die view? Waarom ontmoet God ons op bergtoppe? En bergtoppe is daai plekke waar jy moeite doen om daar uit te kom. Jy wen nie die berg nie, jy kanker nie die mountain, jy kanker jouself soos wat jy opklim. En in die Bybel het hierdie idee gehad dat hierdie hoogtes is waar jy wegkom van hierdie aardse en hierdie vleeslike en die lelike en die dood en jy rise deur jou eie begeertes en jy suiwer jou hart soos jy teen die berg opkom en as jy bo by die berg kom is jy die naaste wat jy in die hemel kan wees. En dit is 'n plek waar heaven and earth collide. Hemel en aarde is in 'n botsing en dis waar jy in die teenwoordigheid van God kan wees. Maar ons het hom deurgevat. Dis op hierdie bergtoppe waar ontmoeting plaasgevind het. Dis op die bergtoppe waar mense weer roeping ontdek het. Dis op die bergtoppe waar hulle geweet het hoe God oor hulle voel. Ek is julle God en julle sal vir my 'n volk wees. Dis op die bergtoppe waar God sy hart wys vir ons. En ons het laasweek geëindig en gesê, maar Christus het ook bergtoppe gaan uitsoek. Reg deur die woord sien ons waar hulle sê, en Christus het die berg uit gaan klim en by sy Vader gaan wees. In verskillende moeilike tye het hy die berg uit geklim en gaan bid. In tye waar hy onseker was hoe om vorentoe te gaan, het hy gaan bid. Hoekom het hy die berge uitgesoek? En eintlik is die bergtop vir vandag 'n simbool vir my en jou binnekamer. Die plek waar jy voor God staan. Die groot geskenk wat Christus vir ons gegee het, is toe hy gesterf het, het hy toegang gegee na God toe. So wanneer ek en jy in ons binnekamer gaan, ons maak die deur toe, wanneer ek en jy daai plek het waar ons gaan stilstaan in die tuin, of wanneer jy is in die woud is, of die plek is waar jy voel jy verbind met God, is daai plek waar jy die deur toemaak, maar dis eintlik jou bergtop. Maar vandag wil ek bietjie prakties daaroor gesels, en ek gaan net uit my hart uit gesels. Wat gebeur wanneer ek en jy daai deur toe trek, daar waar ons in die binnekant is? Kom ons gee 'n bietjie beelde en taal en gedagtes. Ek kan nie oor alles hanteer nie, ek kan ook nie vir jou alles sê nie. Ons het nie genoeg tyd daarvoor nie, maar kom ons begin net praat. Wat gebeur wanneer jy nou op die bergtop is, daar by God is? Wat doen ons? Hoe reageer ons? Moet ek bang wees? Wat sê ek? Wat is die goed wat God verstaan en wat is vir God soos 'n aangename reukoffer as ons daar by hom is? Want dit is baie keer moeilik, en ek het besef in my lewe, dat voor iemand nie my geleer het, my gewys het, aan die hand gevat het, dat ek saam met hulle gesit het en dit doen nie, het ek nie geweet hoe dit werk nie. My gebedslewe, kan ek maar eerlik wees, al was ek 'n predikant, was maar met effort. My gebedslewe was iets gewees, wat uit my krag uitkom, en ek moet moeite maak daarmee, en daar's niks fout met moeite nie. Maar wanneer ek in die gebedstye kom, was dit baie keer maar 'n eensydige ervaring. Baie van my gevoel, het jy al die ervaring gehad, baie keer, as jy met iemand kuier, nou voel het of hulle praat, en die Engels het 'n mooi manier hulle sê. Die Engelse sê dit, hy sê so, hy sê, het jy al gevoel, dat dit klink soos, somebody talk to you, and not with you. Het jy al ervaring gekry? As iemand met jou praat, dan voel het, hulle praat, is 'n oorweldigende klomp woorde, hulle herhaal hulle self verskriklik, hulle praat heeltyd oor hulle self, en jy kry nie 'n woord in nie. Het voel of hulle met jou praat, nie saam met jou praat nie. Hulle praat na jou toe. Partykeer het gebed so iets gevoel.
Van ek kom, nou moet ek aan allerlei goed dink wat ek vir God wil sê. Ek moet dink aan wat ek nodig het. Ek moet vir almal bid en ek weet ek moet by die grens begin. Ek werk om deur die ouer huise, dan vir die kinders wat niks het nie, dan kom ek hier. En ek moet onthou om alles te onthou want nou vergeet ek iets. En as ek klaar gebid het, is ek uitgeput. En ek weet nie of het ek nader aan God gegroei in hierdie oomblikke nie. Dit laat my dink aan hierdie skrif van Matteus 6 vers 7. Hy sê, en as julle bid, gebruik nie 'n ydelle herhaling van woorde nie, soos die heidene nie, want hulle dink dat deur hulle baie woorde verhoor sal word. Moenie soos hulle word nie, want julle Vader weet wat julle nodig het, nog voordat julle hom gevra het. Dink jy nie God voel soms oor gebed? Soos daai persoon aan die ander kant van die telefoon wat jou bel en hulle begin rammel en praat oor hulle self en oor alles wat hulle doen en oor alles wat hulle nodig het en dan sê hulle baie dankie vir die lekker gesprek en sit die foon neer en jy, what happened? Ek dink God voel soms so wanneer ons in daai gebedspasie inkom en ons het hierdie dinge wat ons vir hom deel en praat en ons het al goed gehoor. Ek wonder of God nie net soms staan. Hey, ek het net 'n begeerte om by jou te wees. Hierdie musiek van Michael en James, hierdie lied wat jy gesing het. Hoe honger ek vir God my siel. Kom net na my toe, nie met 'n oorval van woorde nie. Ek weet nie of jy soms ervaar het, hoe voel jou gebed as jy daar is op jou knieë, daar aan die binnekant, op 'n stoel. Voel dit soms, jou gebed voel so droog en smaakloos, soos 'n ou stuk brood, wat nie kan satisfy nie. Hungry I come to you, want only you can satisfy. Ek voel of ek daar uitstap en my siel ly honger nog steeds, na ek gebid het. Dis soos Matteus sê, wat help het ek kom na God toe met 'n verskriklike herhaling van 'n klomp goed. Ek klink soos 'n gebreekte plaat wat vashak. Ek dink baie keer as ons eie gebede rekord en ons luister 'n bietjie daarna, wat? Ek wonder, hoe voel jy as jy bid? Of voel jy dat God is hierdie reuse vending masjien wat in die lug is? Jy weet, jy gooi net 'n paar rand en dan kry jy uit wat jy wil hê. En as jy net hierdie God gebruik as 'n vending masjien om te kry wat jy wil hê, dis maar hoe dit werk. Jy kom met hierdie shopping list voor God wat jy afnoem. Here, help my hiermee, beskerm my daar, bewaar. Is daar fout mee? Asseblief mense, daar's nie fout mee nie. Maar is gebed nie meer nie? Of dalk voel jy, gebed is vir jou soos een van daai sieldodende huistake. Dit moet gebeur, jy moet dit doen, anders gaan jy te skuldig voel. Jy moet net dit doen. Maar dit voel so daai huistaak wat sieldodend is. Ek weet nie vir wie hou van stryk nie. Maar ek het 'n huistaak wat Karina's julle moet nou nie daaroor vertel nie, maar sy vra my soms om die wasgoed op te hang. Nou julle sê kan my vra om spykers in te kap, om goeders reg te maak, ek sal die huis oorbou vir haar, maar wasgoed ophang. Mense, kinders. Ek het 'n fobie as ek wasgoed ophang, want wie is die probleem? Sy het nooit genoeg wasgoedpennetjies nie. So nou begin ek hier ophang, my oë kan nie daai wasgoedpennetjie bak net vir my nie, want ek sien hy raak laer en die wasgoed bly nog dieselfde. En soos nou weet ek, dan gaan ek weer met oor begin en van hulle met een wasgoedpennetjie saam sit. Dis 'n krisis vir my, dit werk nie so nie. Ek sê kry 2 keer meer wasgoedpennetjies wat jy nodig het. Wat kan dit kos? Soos julle sien, ek het issues. Soms voel gebed vir ons soos daai sieldodende huistaak. Just get it over with, dat jy met jou dag kan aangaan, dat jy jou gemoed kan streel. Dis baie keer in hierdie oomblikke waar ek voel, ek bid en ek kom by hom uit, maar ek voel nie of ek versterk word in geloof nie. Dis in hierdie tye waar ek hierdie honger nog steeds voel, net nadat ek gebid het. En dis 'n tye waar ek voel, al verander ek selfs my stemtoon. Soos die oom voor in die kerk bid.
En ek klink hoogheilig terwyl ek bid, het dit geen effek dat ek meer heilig voel as ek daar uitstap nie. Dit is in hierdie tye waar ek besef, maar gebed werk nie. En dan vir lang tye sonder gebed gaan. Want dit laat jou droog, dat dit geen smaak nie. En jy voel nie, jou beter is, jou lewe voel beter nie, of die lewe meer sin maak nie. Maar dit is wanneer ons ophou bid, wat iets verskrikliks gebeur. Is wanneer ons nie bid nie, is dit vir jou siel, dit voel vir jou siel, soos wat dit vir jou liggaam sou gevoel het, as jy nie meer asem kry nie. Ons siele gaan dood as ons ophou bid, en daarom is dit nodig, kom ons sit net beelde en prente, en kom ons skep nuwe idees oor wat kan gebed wees. Want ons siele dor, is droog, is besig om te sterf. Ons moet een ding weet, dat God het ons geskep. Ons is 'n vleeslike, die menslike, die lyf, maar ons is ook 'n innerlike wese. Jy het 'n siel. En een van hierdie twee gaan sterf en na stof toe terugkeer, en 'n ander deel van jou wese gaan vir ewig en ewig lewe. Vir ewig en vir ewig en vir ewig lewe. Ek dink ons het die kapasiteit in ons gedagtes om ewigheid te snap en te verstaan nie. Ek dink nie ons het ruimte daarvoor nie. Iemand het eendag vir my dit op die mooiste manier verduidelik, gesê, as die Everestberg 'n soliede diamant was, en 'n swaalkie kom een keer 'n jaar, en hy slyp sy bekkie bo op die punt van hierdie berg. Een keer 'n jaar. Teen die tyd wat die berg weggewerk is, deur een swaalkie een keer 'n jaar, het die ewigheid net begin. Dan is die ewigheid nou aan die gang. Dan het hy nou begin. As ons siele so waardevol is, wat help het jy win die hele wêreld, maar jou eie siel ly skade? Waarom gee ons so min aandag aan die sielswese van wie ek is? Hoekom laat ons toe dat ons siele honger en dors en nie versadig word nie? Daar's 'n baie groot rede. Daar's 'n baie groot rede. Ons liggame is so stoute kinders. Bederfde stoute kinders. Hulle soek wat hulle wil hê. As my lyf honger is, dan sê hy dit. En hy skree dit as ek dit nie hoor nie. En as ek nog steeds nie wil hoor nie nadat my lyf skree, dan val my liggaam op die vloer en hy skree tot hy sy sin kry. Want ons liggame praat hard, anders as ons siele. Ons siele is 'n fluisterende gesprek wat hy met jou voer. Net wanneer jy deeglik oplet en tyd maak vir jou siel, jy hoor nie by ongeluk jou siel nie. Jou siel word net gehoor as jy tyd maak vir hom. Ons liggaam gee glad nie om nie. Hy skree, hy's luidrigtig, hy's bombasties en hy soek wat hy wil hê. Ons het verleer hoe om te luister na die siel. Om na sy behoeftes uiting te gee, maar luister vir my mooi. Nietemin is die skade op jou siel soos die skade vir jou liggaam sonder kos en sonder asem. Nietemin is die skade wat aan jou siel gemaak het vir jou meer devastating as wat die skade aan jou liggaam sou wees, want dis ewige skade. Wat help het? Jy win die hele wêreld, maar jy verloor jou siel. As ons liggame in 'n skaal sit en ons sit ons siel in 'n skaal, sal jou siel altyd hoër weeg. Hy's altyd swaarder, hy dra meer gravitasie. Weet jou sielswese het 'n groter impak oor hoe jy vandag voel as wat kos kan hê, as wat asem kan hê. Dis net by God, in die teenwoordigheid van God, waar jou siel kan smil en feesvier. Dis net by God, waar jou siel groot slukke kan drink,
groot happe kan vat. Soos wat 'n voertuig afhanklik is van brandstof, is jou siel afhanklik van God. Jou siel kan nie sonder God nie. God het hom so gemaak. So moet onthou ek se siel ook. In die week het ek 'n craving, ek het baie lank klas gehad. Toe ons kinders was, het my pa nou en dan gaan koop hulle die varsste brood by die bakkery wat jy kan kry. Julle, en dan weet jy, dan breek jy op 'n hol hom so uit daai brood soos jy hom eet. Ja, maar ek weet nie of julle daar ook sulke kos in jou lewe het. Dit is, daar's min dinge wat so lekker is soos 'n groot hap vars brood met gesoute botter. Die plekke wat dit satisfy, jou tone krul om, jy voel nie die lewe is okay, die lewe is 'n lied, jy's brandarm, maar jy mond vol brood en botter. Versadig plekke in die diepste resesse van jou menswees, wat jy nie geweet het bestaan nie. Nog meer, smag jou siel. Smag jou siel, om hom te verlustig in God. Maar hy sal nooit jou dwing nie. Hy sal nooit games met jou speel, sodat hy jou probeer manipuleer om na God toe te gaan nie. Nee, jou siel fluister saggies in die diepste resesse van jou hart in. En as jy nie plek maak en tyd maak, sal jy dit nie hoor nie. En daarom is die wêreld al om ons. Die wêreld al om ons. Met siele wat sterf. Siele wat brandsiek is. Siele wat nie gevoed word nie. So hoe voed ek my siel? Dit is as ek op die bergtop is, as ek in die binnekamer gaan, wanneer ek die deur toemaak. En as ek vra, wat is gebed? As ek praat van gebed, wat is die beeld wat jy in jou gedagtes kry? Wat is die beeld wat jy in jou gedagtes kry? Kan ek 'n nuwe beeld skep? Wat van gebed is? Die wederuitstorting van een hart, die wederwysige uitstorting van een hart in 'n ander hart in. Is wanneer die een hart uitgestort word en reflekteer in die ander hart in. Wat van as dit gebed was? Nee, lysie wat jy lees en wat jy deur moet gaan nie. Nie net hierdie lysie nie. Kan jy jouself verbeel? Onthou julle toe ons, jy moes al hierdie prente gesien het, van hierdie ou tydse duikpakke. Nou julle, hulle het hierdie swaar skoene aangehad, seker eysterskoene, dan het hulle seker pakke gehad wat hulle moes aantrek, wat geseël is oral, dan het hulle hierdie groot koper helm oorgetrek met hierdie glasvenstertjies, maar dan aan hom was 'n pyp vas. En aan hierdie pyp het hy opgegaan bo na 'n boot toe. En dan op die boot was daar 'n man wat lug pomp. Staan en pomp lug. Dan klim jy nou met hierdie eystervoete in hierdie water. Ek dink jy het seker 'n death wish gehad om dit te doen. Dan moet jy baie mooi vertroue hê in die man bo op die boot. Want solank as wat hy pomp, leef jy. Jy is afhanklik van daardie man bo op die boot vir die volgende asemhaling. Wat 'n vertroue moet jy in daai man hê? As dit ek was, het jy moeilikheid gehad. Want bo op die boot sou ek 'n visstok gehad het. En jou lak sou wees, laat die bonito's uit die water uitspring, al om die boot, en ek met 'n klein lepeltjie die een bonito na die ander ene vang. En na ruk agterkom ek was vang weer 'n paar en dan gaan ons weer. So is jou hart. Soos jou liggaam afhanklik is van asem, soos jou siel afhanklik van God vir jou volgende asemhaling van jou siel. Die twee kan nie gesepareerd word nie. Hoe gebeur dit? Kom in jou binnekamer. Een van die eerste dinge wat moet gebeur. Jy moet 'n bewustheid hê van teenwoordigheid. Ek verduidelik. Jy by 'n spreekkamer gesit of in 'n vertrek gesit. Jy sit met jou rug na die deur toe, daar's dalk 2 of 3 rye stoele. Jy sit alleen in hierdie plek en jy wag en iemand kom agter jou in hierdie vertrek in.
Jy kry dit skaam om te kyk, maar jy's absoluut bewus. Hulle praat nie, hulle sê niks, maar jy's bewus iemand het agter jou kom sit. Jy's bewus van daar's iemand anderste in hierdie vertrek. Jy kan dit nie sê, jy weet nie hoe jy dit weet en jy weet net iemand in hierdie vertrek. Gebed begin deur bewus te raak, daar's 'n ander persoon saam met jou in die vertrek. Gebed kan nie gebeur sonder dat jy 'n diep geloofsoortuiging, 'n bewustheid het, dat God sit saam met jou in hierdie vertrek nie. Weet jy, anders is ons maar mal. As jy nie dit glo nie, dan praat jy met jouself. Mense word toegesluit vir sulke goed. As jy gebed het en jy kan nie jouself verbeel dat God nie by jou is nie. En ekskuus tog vir die woord, ek het verkeerde woord gekry, nie verbeel nie. Dit weet. God sit nou langs jou in hierdie vertrek. Dis die basis van gebed. Hoe sal jy praat? Wat sal jy sê en wat sal jy doen as die maker van hemel en aarde by jou in die vertrek sit? En dis niks minder as waar nie, dis waar hy is. Hy's daar by jou en nou is dit belangrik oor wat ons doen. Nou is dit belangrik oor hoe ons praat. Is jy bewus daarvan, dat wanneer jy in daai oomblik is, luister God nie na jou woorde nie, maar hy luister eerder na jou hart. En glo vir my, daai twee is nie altyd opgelyn met mekaar nie. Die woorde reflekteer nie altyd wat in ons hart is nie. 2 Kronieke 16 vers 9. Hoe gou goeders wat vir God saak maak. Want die Here, sy oë deurloop die hele aarde, om diegene kragtig te steun, wie se hart onverdeeld, wie se wat? Wie se hart onverdeeld op hom gerig is. God soek die wêreld deur vir harte, nie vir baie woorde nie, nie vir mooi woorde nie. Hy soek harte. Ek love hierdie gedeelte waar God met die profeet praat, 1 Samuel 16, sê hy vir Samuel. Maar die Here het vir Samuel gesê, kyk nie na sy voorkoms, sy hoë gestalte nie, want ek ag hom te gering. Want nie wat die mens sien, sien God nie. Want die mens sien aan wat voor sy oë is, maar die Here sien die hart aan. Is wanneer jy bewus raak, God is met jou in hierdie vertrek, dan is jou hart die plek wat vir God belangrik is die innerlike deel van wie jy is. Hou op met die kop en die brein probeer bid, sit en wees met jou hart beskikbaar. Wees met jou hart beskikbaar. Ons koppe wil voorgee, ons koppe wil mooi woorde uitdink, en as jy fout mee as jy mooi woorde gebruik nie, maar as daai mooi woorde nie reflekteer met wat jy in jou hart voel nie, is dit maar eintlik niks. God is op soek na daai hart. En dan is dit wanneer my mondwoorde opgelyn is met wat my hart voel, dis die taal wat God hoor. So God hoor hartstaal. As jy wil weet wat se taal praat God, is die hart se taal. Dis die taal wat God praat. Hoor gou mooi Hebreërs 10 vers 22. Jy kan maar net sowel sê, hy begin so, hy sê, kom ons gaan dan die heiligdom binne. Dit beteken jy's in jou binnekamer, dis waar God nou teenwoordig is. Waar God teenwoordig is, daar's die heiligdom. Waar God teenwoordig is op die bergtop, die plek waar jy afsonder en jy gaan nou na God toe, nee, hy sê, kom ons gaan die heiligdom binne, ja, tot voor God, met 'n opregte hart en absoluut vertroue. Terwyl ons harte besprinkel en gesuiwer is deur van skuldige gewete en ons liggame gewas is met skoon water. Wat is 'n opregte hart? Het jy al gedink daaraan, wat is 'n opregte hart? Opregte hart is wanneer dit wat jy hier voel, dieselfde klink as wat hier uitkom, wanneer jy by God sit. Vir een of ander rede het ons groot mense verleer hoe om regtig opreg te wees. Die wêreld waarin ons leef, dwing ons feitelik om maar voor te gee. Het jy al vir iemand gesien wat by jou kom, handskit, hallo, hoe gaan dit? Sit bietjie dan vertel ek jou. Skrik hulle boeglam. As 'n mens sê, hallo, hoe gaan dit? Dit is, hy wil nie weet hoe gaan dit nie, hy bedoel dit nie. Hy wil eintlik net hierdie situasie verbykry, dat hy na die volgende persoon toe kan beweeg. Kom sit dan vertel ek jou hoe gaan dit.
is jy mal. Ons leef in 'n wêreld, in 'n werksplek waar mense nie regtig al weet wat gaan in jou hart aan nie. Het jy dit al gehad? Ek het onlangs 'n bierman gehad. Ek het hom nog steeds. Niks met hom. En ek het 'n vinnige judgment van hierdie bierman gemaak. Hy het dit vir my moeilik gemaak om hom te judge, en daar was redes. En ek onthou, ek het vir die Here gevra vir 'n geleentheid waar ek net hierdie man kan leer ken en met hom kan praat. En daar het iets gebeur, en toe ek by hierdie man uitkom, en ek begin sy hart sien. Toe sien ek 'n persoon wat ek nog nooit gesien het. Het jy dit al gehad? Jy ken iemand van ver af of so van sien, en dan op 'n stadium werk julle saam, maar eendag sit julle saam aan 'n tafel en julle kuier en sê, weet jy wat? Ek het nog nooit jou geken nie. Dis in die wêreld waarin ons leef. Ons is so gewoond en ons word so gereeld genooi om fake te wees. Ons dra maskers. Ons reflekteer nie wie ons is nie. En in hierdie wêreld is dit soms nodig, ekskuus. Jy kan nie by almal jou masker afhaal nie. Daar's party mense wat met moddervoete in jou siel sal trap. Maar daar's 'n plek. En is daar voor in die heiligdom waar ons daai gewoonte moet afleer, waar jy op jou knieë gaan voor God, op jou stoel sit voor God, en jy maak jou hart oop en sê, dis wie ek is. Nothing more, nothing less. En wanneer jy praat, is dit 'n eenvoudige woorde wat reflekteer, wat diep in jou hart aan die gang is. As ons uit die hart uit praat, praat ons God se taal. As ons uit die hart uit praat, praat ons God se taal. Kom ons draai dit om. So wanneer ek uit die hart uit praat, hoor God my taal. Maar weet jy wat? Wanneer jy na jou eie hart kyk, kan jy God hoor. Baie mense, ja kom maar, baie keer praat predikante van die kansel of so, maar die Here het vir my toe dit gesê, en toe sê die Here vir my dit. En jy kyk baie Christen, en dan praat hulle heeltyd van hoe die Here met hulle praat, en dan luister jy daarna, en dan klink dit vir jou, maar ek is nie so nie. Ek hoor nie God se stem so nie. Ek moet vir jou sê, ek het geen twyfel dat God vandag nog met mense praat nie, maar 99% van daardie kere wat God met mense praat, is sy stem soos die gefluister van 'n aandwindjie diep in jou siel. En wanneer jy stil raak en na jou eie hart luister, want dis die terrein waarvan God hou, is die hartsterrein. En daar kan jy hom hoor en jy notice hom. Jy moet fyn dophou, fyn luister. Ek hou van die Engelse woord. Just notice a small movement in your heart. 'n Klein inspirasie wat in jou gees opkom en van binnekant af. Waar jy ervaar, God praat. Hy is hier. Soms het dit nie hoorbare woorde nie. Soms is dit 'n ervaring, 'n inspirasie, 'n beweging diep in die diepste resesse van jou menswees. Voel jy net God is hier. En daai een ervaring is boekdele se woorde. Dis boekdele se woorde. Ek onthou die eerste ervaring waar ek gehad het, God is hier. Ek het so gesit en ek onthou ek het gesit in die woord en ek sit en ek gaan so in my verbeelding in hierdie woord en op 'n slag toe ervaar ek hoe draai Christus om en hy kyk net vir my. Daar was nie 'n woord gesê nie, maar in die oomblik toe ek sy oë sien, toe ervaar ek dat I'm accepted. Sy oë het vir my iets vertel wat geen preek vir my kon vertel nie. Want ek het geglo wat ek in daai oë sien. Ek sien jou raak, jou raak. Ek maak tyd vir jou as persoon. Is in daai sagte oomblikke van die hart waar ons hierdie ervarings kan hê. En jy sit hier en sê, Jaco, maar ek kan nie bid soos ander mense. En ek vir jou nou sê, dalk is jy 'n goeie kandidaat vir gebed, want dit klink vir my, God is nie impressed met groot woorde en baie groot, fancy gebede wat gemaak is om te impress nie. Nee, dit lyk vir my juis daar waar plekke is waar ek amper nie woorde het nie. Waar ek amper nie woorde het nie. Is 'n goeie plek. Ons moenie bang wees, ek sluit af, ek sla, ons moenie bang wees vir stiltes nie. Ons moenie bang wees wanneer ek opdaag en die deur agter my toemaak en ek het niks vir God te sê nie. Maak op jou hart en wees by hom. Want as jy by God is, leef jou siel. En is so op die bergtoppe waar ons besef, ons is in God se teenwoordigheid, want jy kan nie bid as jy dit nie weet nie.
Is op die bergtop waar jy besef, ek wil my hart oopmaak en ek stort my hart in God in en hy stort sy hart in my in en dan sê die Bybel, dis waar God se gees vir ons gees intree en ons kan nie as die woorde uitspreek nie, maar God se gees spreek woorde in ons hart in. Ek love hierdie skrif, want ek net kyk waar sy, Romeine 8 vers 26, die gees van God help ons ook nog boonop in ons onbeholpenheid. Ons weet immers nie mooi wat en hoe om te bid nie. Het jy al so gevoel? Ons weet nie eens hoe om te bid nie. Hy sê ons weet nie hoe om te bid nie, maar die Gees self neem ons gebedsbehoeftes voor God met versigtinge wat nie in menslike taal verwoord kan word nie. Met sigtinge, met stiltes, onspreekbare behoeftes. Sit net by God en gee jou siel geleentheid om 'n fees te vier en om te eet en om te versadig en om 'n groot hap sout botterbrood te vat. Laat jou siel se tone omkrul van lekkerte en sê this is life. Gee vir jou siel wat hy nodig het. Hoe lank gaan jy hom nog uitteer? Gee vir jou siel die liefde wat hom toekom. Moenie bang wees vir verkeerde woorde nie, want in die hartspasie kan jy nie verkeerd wees nie. Dis die hartstaal. Dis die taal wat God praat. Kom ons buig ons hoofde. Vader. Dankie dat U ons daar vind. Dankie dat ons na U toe kan kom op die mees eenvoudigste manier. Ons kom oop, eenvoudig maar eerlik na U toe. Ons wil nie vals voor U wees nie. Ag Here, ek dink aan hierdie mense. Ek dink aan ons mens wat so nodig het om by U te kom. Sal U ons daar ontmoet? Sal U ons daar ontmoet? Sal daar 'n groot oortuiging in ons hart kom? God is in beheer. Ek kan hom vertrou vir my volgende asemhaling. Here, help ons om tyd in terugplek te maak, dat ons U op die bergtoppe van ons lewens kan ontmoet. Amen. Liewe gemeente, baie dankie vir jou tyd. Seën vir U daarso, is 'n lekker koppie koffie en sterkte vir die wat na Buffels ry. Ons dink aan julle. Baie dankie.